Dis weer tyd vir sielskoffie. Stilte kom in ons almal se lewens voor, beplan of onbepland. Soms dink ons dat lang stiltes daarop dui dat iets verkeerd is, maar dat dit gewoonlik die beginpunt is van introspeksie, selfondersoek en oordenking. Nie almal van ons hou van stiltes nie, want dit krap gewoonlik ons binnekante om. Dis makliker om nie aan al ons realiteite en waarhede aandag te gee nie, en dit eerder te verdoem met geraas en om besig te bly. Maar dan is daar van ons wat stiltes kosbaar koester, as 'n herlaaier van energie en selfverbetering. Stilte het die manier om ons kalmer en meer gefokus te laat voel, wanneer jy net vir 'n paar oomblikke jou oë toemaak, ritmies asemhaal en net aan niks dink nie. Dit is kosbare oomblikke net met jouself en jou Skepper, en dit hou baie voordele in. Maar vandag wil ek met jou gesels oor 'n ander soort stilte. Dis nou die tye wat ek en jy soveel antwoorde op ons knieë vra en net 'n dooie stilte ervaar. Dis dan wat ons voel ons gebede gaan nie verder as die ceiling nie en dat God ons nie hoor nie. Dis asof hy net nie daar is nie of my en jou net nie wil antwoord nie. Hierdie soort stilte kan gevaarlik wees, want dis hier waar die vyand ons gedagtes wil besoedel en ons wil laat dink dat God nie daar is vir my en jou nie. Oké, nou net daar. As kinders van die koning ken ons mos God se woord, wat sê dat hy ons nooit alleen laat nie, dat hy altyd alomteenwoordig is in ons lewens. So, die volgende keer wanneer jy voel God is nie daar nie, onthou die volgende. Die onderwyser is altyd stil terwyl die eksamen geskryf word. Sjoe, dis kosbare woorde. Dit sê alles. Kom ek sê dit weer. Die onderwyser is altyd stil terwyl die eksamen geskryf word. Ja, daar is oomblikke wat jy bid en niks verander nie. Daar wat jy alles wat jy in die lewe is en het, gee en die lewe jou nog steeds harder slaan. Jy nagte omsmeek vir 'n teken en al wat jy kry is stilte. Dit beteken dat jy in 'n seisoen van verandering is, waar Vader jou optrede toets in hierdie tyd van stilte, wanneer jy hom nie hoor nie. Hoe jy sy hand styf vashou, wanneer niks sin maak nie. Jy opdaag, wanneer niemand hande klap nie, en hoe jy aanhou loop, al is die pad donker. Alles, omdat jy God vertrou. Hierdie stiltes is nie veronderstel om maklik te wees nie, maar my en jou toe te rus met geestelike groei vir dit wat Abba Vader vir my en jou beplan. En die amazingste van dit alles is, dat elke keer wat ek en jy dink dat ons alleen is, het jy dit elke keer deur die onsekerheid gemaak en sterker anderkant uitgekom. Jy het gedink, daardie onbekende uitdaging sou jou breek, en dit het nie. Elke vallei waarin jy jouself in trane bevind het, het jy uitgestap met meer selfvertroue en dankbaarheid. So, indien jy tans in een van daardie stiltes in jou lewe is, haal diep asem. God het jou nie vergeet nie.
maar hy leer jou hoe om hom te vertrou, om sterker aan die ander kant uit te kom. Lief vir julle.